Broer en suster, ons skriflesing vanaand kom uit Lukas 23. Ons lees daarvan vanaf vers 26. Kom ons bid saam. Here, dankie Here dat ons kan bely, dat ons kan sê Jesus Christus is Here en dat U Here ook hier by ons teenwoordig is deur die Gees. So kom bid ons Here, waar ons ook vanaand die saam lees, breek U woord vir ons oop. Ons kom bid en kom vra dat die Here in U naam. Amen. Lukas 23 vanaf vers 26. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere man, Simon van Sirene, wat toe net van die buite die stad af gekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê: "Vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Huil oor julleself en julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê: Hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê: Val op ons, en vir die heuwels: Bedek ons. As hulle dit met groenhout doen, wat sal dan met die droëhout gebeur? Daar is ook 2 ander albei misdadigers weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het toe daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê: Ander het hy gered. Laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suur wyn aangebied en gesê: As jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom: Dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê: Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê Jesus: Dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom: Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit was al omtrent 12:00. Toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3:00 toe geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in die hand gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het hy God geprys en gesê: Hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgekom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het verslae huis toe gegaan. Tot sover ons skriflesing vanaand.
aangrypende gedeelte. En as ons na hierdie gedeelte kyk, is daar soveel goed wat ons aanspreek, wat ons op 'n manier aanraak. As ons dink aan hierdie aand, as ons dink aan hierdie naweek wat voorlê, is dit ingekleer in hierdie wêreld met soveel ekstra goed. Paasfees, die Paashaas, families wat bymekaar kom. Maar die fokus is Christus wat gesterf het. Christus wat homself kom gee het ter wille van my en jou. As ons na hierdie gedeelte kyk, sien ons hierdie aangrypende gebeurtenis. Jesus wat kom, wat aan die kruis iemand 'n kans gee. Wat aan die kruis vir iemand sê, maar jy sal vandag saam met my in die paradys wees. As ons dink aan hierdie twee misdadigers, en ons lees die Matteus Evangelie en ons lees Markus se Evangelie, sien ons hoe hierdie twee misdadigers uitgebeeld word, albei dat hulle hom laster, dat hulle eintlik daarop uit is om vir Jesus hierdie lyding wat hy moet verduur, soveel meer wil maak. In Lukas se weergawe word hierdie twee misdadigers se gesprek eintlik verder gevoer. Die een misdadiger wat op 'n manier aanhou om Jesus te laster en die ander een was so 'n bietjie stil staan, so 'n bietjie op 'n punt kom waar hy sê, maar wat gebeur hier? Aan die kruis hierdie Here voor hierdie misdadiger voor sy dood ingegryp in sy lewe met die gevolg dat hy 'n totale ommekeer kon maak. En hierdie verhaal van die misdadiger wat tot geloof gekom het of wat bekeer het, is 'n persoonlike verhaal van een persoon se verlossing. Maar dit is ook die patroon vir my en vir jou. As ons kyk na hierdie gedeelte, as ons kyk na hierdie verhaal, sien ons hoe hierdie lewe, hoe God vir my en vir jou verlossing bewerk deur sy werk. En dit begin alles met onsag vir wie God is. As ons lees ons in vers 39 hierdie aangrypende woorde. Is jy dan nie bang? Is jy dan nie bang? Ekskuus, vers 39 wat lees, een van die misdadigers het daar gehang en hy het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie bang nie? Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. En dan net die volgende vers. Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. Onsag. Ek onthou toe ons kinders was die dominee altyd hierdie persoon wat hierdie vrees vir God kon inboesem. Die vrese vir wie God is. God wat heilig is. God wat met my en met jou 'n daadwerklike pad stap. Wat ons lewe kom verander, kom vernuwe en wat vir ons 'n geleentheid gee om hom as die heilige skepper van hierdie wêreld te ontmoet.
die vrese vir 'n God wat 'n werklikheid is. En die Here wat met my en met jou op pad is. Hierdie sondaar kom voor 'n plek, is op 'n plek waar hy sê, maar dalk is hier iets meer. Hy wys hierdie ander persoon, die ander misdadiger terug en hy sê vir hom, maar is jy nie bang nie? Is jy nie bang vir die oordeel van God nie? Vir die heiligheid van God wat jy gaan konfronteer hierna? Want as jy gekruisig is dit die uiteinde. Dis die laaste deel van jou lewe. Jy gaan nie sommer wegstap nie. En dan sien ons, beleef ons dat hierdie bekering vir hierdie misdadiger juis begin by hierdie gedeelte om te sê, maar vrees jy nie? Het jy nie onsag vir God nie? En dan gaan hierdie misdadiger verder en hy sê vir hom, vir die ander een, hierdie man wat saam met ons gekruisig is, het nie iets verkeerd gedoen nie. Maar ek en jy is hier vir die straf wat ons verdien. En dit is juis hier waar die erkenning van sonde vorendag kom, dat ek en jy vir mekaar sê in hierdie lewe, het ek en jy staan ons skuldig voor God. Ons dink aan die verhaal van die verlore seun in Lukas 15, waar hierdie seun by 'n punt kom en sê, maar niemand wil vir my eers van die pele van die varke gee nie. Ek sal na my pa toe teruggaan en sê vir hom sê, maar ek is nie werd om die seun genoem te word nie. Behandel my soos 'n dagloner, want ek het gesondig. Ek is skuldig. Is die erkenning van 'n persoon in wie se lewe God kragtadig ingegryp het. Daar is eintlik geen verskoning vir ons sonde nie. Dit is die ingesteldheid. Maar wat maak ek en jy? Baie keer as ons dink aan sonde. Here, vergewe my, maar hierdie en hierdie en hierdie. Ons sien hoe hierdie misdadiger aan die kruis sy toevlug neem. Jesus, aangrypende woorde. Jesus, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom. Geen hoop, geen verwagting. Die oordeel is daar. Maar ons sien die toevlug. 'n Persoon wat sê, maar sy toevlug is Jesus Christus. Hy maak op die Here staat en dit vra geloof. As ons dink aan ons eie lewe, om op Jesus Christus staat te maak om jou te verlos, moet jy dit kan glo, dat hierdie Here saam met jou en saam met my op pad is, dat hierdie Here homself kom gee het, ook op hierdie Paasdonderdag, Paasvrydag, Paasnaweek, as ons terugdink daaraan. Ons sien hoe hierdie misdadiger kom en op hierdie kruis tot bekering kom. Jesus, dink aan my. En die vraag is, waarvoor vra hy vergifnis? As hy nie vergewe word nie, kan hy nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Hy het nodig om verlos te word. En as ons dink oor verhale
van genade in die Bybel is hierdie een sekerlik een van die bekendstes. 'n Persoon wat absoluut niks kon doen nie. Hy kon nie afklim en sy lewe verander en 'n impak maak op mense rondom hom nie. Here, dink aan my. So kom ek en jy ook baie keer in ons eie lewe te staan voor hierdie selfde woorde. Hierdie selfde hulproep. Jesus, dink aan my. Dit is die hulproep van iemand in wie se lewe God alreeds ingegryp het, wat God volg, wat God wil dien, wat God wil ken. En wat sy sê, maar ek wil my lewe rig om hierdie heilige, almagtige God al meer, al beter te leer ken, uit te leef. Hierdie woorde roep ons op tot 'n tuiskoms saam met die Here. Dat ek en jy in hierdie lewe sal sê, so wat ons gesing het, Jesus, rots vir my geslaan, neem ook hierdie sondaar aan. Ons het nie werd, ons is in totale afhanklikheid van God. Ons dink baie keer in hierdie lewe, ons kan onsself aanmatig tot een of ander iets, maar ons leef in afhanklikheid van die Here van dag tot dag. Dis genade. Dis genade om God te mag ken. Dis genade om in hierdie wêreld uit te gaan en te sê, maar ons leef in die verwagting van om saam met God in die paradys te wees, om saam met God en by God te wees in sy koninkryk. Ons sien die Here se liefde vir my en vir jou. Die Here wat sy seun stuur, sodat ek en jy in hierdie wêreld verlos kan word. Verlos kan word van ons sonde, nuut gemaak kan word as nuwe mense. Nie om onsself belangrik te ag nie, maar om te gaan doen, te gaan leef wat God van ons vra. Dit is hoe God, ons Vader, ons Here, op ons hulproep reageer. Op hierdie woorde, Jesus, dink aan my. Hierdie Here antwoord vir my en vir jou deur 'n wonderlike tuiskoms saam met Jesus Christus. En as ons vir mekaar sê, en ons kyk na die nagmaalstafel en ons dink terug aan die woorde, dit wat ons nou gaan sê, dit wat ons nou gaan hoor, besef ons die prys. Besef ons wat het gekos het. Dit het Christus se dood aan die kruis gekos. Dis die begin van Paasnaweek. Ons herdenk hoe Jesus deur sy dood aan die kruis sy lewe vir my en vir jou gegee het. Jesus wat op die hulproep antwoord, Jesus, dink aan my. En so dink ons ook verder aan Paasondag, die opstanding. Ons dink verder aan 40 dae van nou af, die hemelvaart. Ons dink verder as dit ook in hierdie oomblik. Hierdie werklike, heilige, almagtige God wat sy versoening gebring het. Wat sy versoening gegee het sodat ek en jy in afhanklikheid van hom
kan leef, wat ons nie los nie. Sy liefde en sy genade in ons lewe kom gee sodat ons dit kan uitleef en uitdra. Mag ons dit ook doen, daar waar ons gaan. Kom ons sluit die oë. Here, ons kom in hierdie aand. En ons kom dankie, Here, vir die versoeningsoffer wat U gebring het. U wat U self kom gee het, as 'n middelaar. U wat U self gegee het, sodat ons, Here, in 'n verhouding met U, die heilige God, kan leef. Here, in ons lewe is daar soveel keer geleenthede, soveel keer goed wat gebeur, waar ons afdwaal, wegdwaal. Waar ons soos die verlore seun voel, maar ons is eintlik niks werd nie. Dankie, Here, dat U ons nader roep, nader trek. Dat U verlossing vir ons gee. Dat U die verhoudings kom herstel tussen ons en U. Maar mag dit nie net hier bly nie. Mag ons ook die verhoudings herstel tussen mense, tussen medegelowiges, daar waar ons gaan. Mag ons 'n getuienis wees van U. Ons kom bid dit. Ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, vir die nagmaal, ek vra dat ons die tekens eers hou. Ek gaan ook, u weet ook dat die gebruik is in die gemeente, dat kinders nagmaal mag gebruik in die gemeente, en daarvoor is daar voorsiening gemaak in die skinkborde, in die binnekant, en as ek sien nie besoekers nie, maar as die besoekers is vanaand, en jy die vrymoedigheid om dit in jou eie gemeente te gebruik, nooi ek jou dit ook uit, om saam met ons dit hier, die nagmaal te gebruik. Die formulier lees soos volg. In hierdie aand wat ons herdenk, Paasdonderdag, het die Here self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd, waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Dit is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. By die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. By die eet van die brood en die drink van die wyn, roep die gemeente om die hele lydingsweg van Jesus Christus voor oë. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het, hoe hy die lydingsbeker gedrink het,
hoe hy van God verlaat was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie. Nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam, dit is my bloed, so seker is wat hierdie brood voor ons oë gebreek word en hierdie beker aan ons gegee word. En ons het by die mond eet en drink. So seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en ook aan sy opstanding. Die nagmaal is in die derde plek, die viering van die gemeenskap met die lewende Here en ook so met mekaar. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. In die vyfde plek 'n vreugdefees. En uit dit alles blyk dit duidelik dat die nagmaal ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van die brood en die wyn van die heil wat ons in Christus deelagtig is. Hier by die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons hom met ons hele wese en gaan ons nou in die dankbaarheid ons lewe opnuut aan hom wy. In dankbaarheid juig ons saam met die triomferende kerk van alle oorde en alle tye. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is en met U bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en 'n priesters gemaak vir ons God, en hulle sal oor die aarde regeer. Broer en suster, daarom is die boodskap van die nagmaal 'n uitnodiging om ons aandeel in die volle verlossing in Christus feestelik te vier en ook nie daarvan verseker te word. Dis 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en ook in ons toekomsverwagting. Ek gaan vra dat die tafel in gereedheid gebring word. Terwyl dit gebeur, broer en suster, kom ons staan, dan sing ons die volgende lied, dan hartlik saam.
Broer en suster, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek. Voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie oordeel oor onsself drink of eet nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om op die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons opreg hieroor voor God verootmoedig. Ek gee 'n paar oomblikke daarvoor. Amen. Broer en suster, dan word ons opgeroep. Laat ons dan vas glo dat ons oortreding vergewe is op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ook ons bystaan en daartoe help. Omdat ons in hierdie Here glo, kom ons staan en bely ons geloof saam in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Kom ons doen dit staande. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Ek kan die plek inneem. Ek gaan vra dat die diakens dan my vorentoe kom, om dan ook die tekens uit te deel. Broer en suster, ek wil dit weer vra, ons hou die tekens, sodat ons dan die woorde, van die nagmaalswoorde dan ingestel het. Is hy? Terwyl die tekens dan uitgedeel word, broer en suster, kom ons sing dan die volgende lied dan ook as tafelgebed, die 266. Ons Vader wat woon in die hemel, heilig
Broer en suster, terwyl jy die jakens van terug beweeg, wil ek net seker maak, daar is nie iemand oorgeslaan met die brood nie, en met die wyn ook nie. Broer en suster, die brood wat ons breek, is die gemeenskap in die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Broer en suster, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Broer en suster, is daar enige iemand wat die beker wil gebruik? Kom ons sluit die oë. Here, ons het hierdie diens begin met die woorde. As ons na U toe kom, Here, sal U ons strome van lewende water maak. As ons strome lewende water uit ons binneste vloei. Almal wat dors het, moet na U toe kom. Here, in die lydingsweg, hoor ons U uitroep. Ek het dors. Ons besef, ons hoor, ons beleef ook in hierdie nagmaal, Here, U versoeningsdienste ter wille van ons. En ons kom bid, Here, dat U ook met hierdie nagmaal U goddelike doel sal bereik. Dat U ons sal krag gee, dat U ons sal hoop gee, en dat ons, Here, van hier af sal uitgaan en sal getuig van U liefde, van U goedheid en U genade, van U wat 'n heilige, almagtige, werklike God is. Ons kom bid dit, Here, in U naam. Amen.